Hallo almal, in hierdie video bespreek ek die inleiding tot grafieke en die reguitlyn in graad 9 en ek praat oor die kartesiese vlak. Nou die kartesiese vlak is nou hierdie blokkies wat jy hier sien en eintlik word die kartesiese vlak gevorm deur 'n vertikale lyn wat ons die y-as noem en 'n horisontale lyn wat ons die x-as noem. En daar vind jy nou 'n kartesiese vlak. Hierdie punt waar hierdie twee lyne mekaar kruis, dis die punt 0,0, ons noem dit die oorsprong. En dan as jy van die oorsprong by die punt 0 regs beweeg, dan sal jy sien op die x-as is die waardes positief. As jy van die oorsprong links beweeg op die x-as, dan is die waardes negatief. Op die y-as, vanaf die oorsprong boontoe, is die y-waardes positief en vanaf die oorsprong ondertoe is die y-waardes negatief. Dan, daar waar hierdie x en y-as mekaar nou kruis, kan jy nou sien, is eintlik 4 blokke gevorm. Maar daardie noem ons nie blokke nie. Hulle het name, ons noem dit die 4 kwadrante. En dit werk so. Daardie ene noem ons die eerste kwadrant en ons dui hom so met Romeinse syfer 1 aan. Daardie ene is die tweede kwadrant, dis die derde kwadrant en dis die vierde kwadrant. Nou gaan ek vir jou leer van 'n geordende getalpaar en koördinate. Die twee loop saam. Nou, as jy nou hier kyk, L, X, Y, daardie hele ding is 'n geordende getalpaar wat bestaan uit die eerste getalletjie wat jy daar sal kry, sal wees die x-koördinaat en die tweede getal is die y-koördinaat en dit word altyd in daardie volgorde geskryf. Dan sal jy ook sien die geordende getalpaar het 'n naam, hierdie een se naam is nou sê net maar L en dan daar is ook nooit 'n spasie tussen die naam, die L en die hakkie nie, dit is altyd so aan een. En dit is nou hoe 'n geordende getalpaar geskryf word. Kom ons kyk nou hoe lyk een in die eerste kwadrant. So sê nou maar ek gee vir jou die geordende getalpaar A32, dan sal jy nou weet die x is eerste en die y is tweede, koördinaat. So met ander woorde, dan gaan jy na die x-as toe by 3 en jy ry op en jy gaan na die y-as toe by 2 en jy ry regs. En dan daar waar daardie twee denkbeeldige lyne mekaar ontmoet, dit is nou waar jy jou geordende getalpaar gaan kry. En ek wil ook vir jou sê, in die eerste kwadrant is die x en die y positief. Kom ons gaan kyk na 'n geordende getalpaar in die tweede kwadrant, byvoorbeeld die punt B -1, 3. So, die x-koördinaat is eerste en die y-koördinaat is tweede. Dan gaan jy op die x-as na -1 toe en op die y-as na 3. En jy ry so en daar waar die twee mekaar ontmoet, dit is waar jy jou geordende getalpaar vind. In die tweede kwadrant is x negatief en y-koördinate is positief. In die derde kwadrant, byvoorbeeld die punt C -4, -4, dan sal jy x is eerste, y is tweede. Dan gaan jy na -4 toe op die x-as en jy ry af en jy gaan na -4 toe op die y-as en jy ry links. Daar waar die twee mekaar ontmoet, dit is waar jy jou punt kry, die punt C -4, -4. En in die derde kwadrant is die x en die y-koördinate negatief. 'n geordende getalpaar of 'n punt in die vierde kwadrant, byvoorbeeld D 2 - 3. So ons x koördinaat staan eerste, dis 2 en ons y koördinaat staan tweede.
So op die X gaan jy na 2 toe, op die Y gaan jy na 3 toe. En jy ry af en jy ry regs en daar waar die twee lyne mekaar ontmoet, dit is dan nou waar jou punt is, die punt 2 min 3. Jy sal oplet in die 4de kwadrant is die X positief en die Y-koördinate negatief. Jy moet ook die terminologie ken, lineêr en nie-lineêre grafieke of funksies. Nou wat is 'n lineêre grafiek of funksie? En daar het hy nou vir jou ingevlieg gekom. So kom ons kyk nou wat maak hom lineêr. As die X-waardes vermeerder teen 'n konstante koers en die Y-waardes ook verander teen 'n konstante koers, dan word die funksie 'n lineêre funksie genoem en die grafiek is 'n reguit lyn. Dan kry ons ook 'n nie-lineêre grafiek, met ander woorde een wat nie 'n reguit lyn is nie. So die formele definisie sal wees, as die X-waardes teen 'n konstante koers verander, die Y-waardes teen 'n veranderlike koers, dan het ons 'n nie-lineêre grafiek. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Nog terminologie wat jy moet ken is diskrete en deurlopende data. Nou wat is diskrete data? Data word met telgetalle verteenwoordig, byvoorbeeld die aantal mense of korrekte antwoorde. Diskrete data word deur middel van kolletjies op 'n grafiek gestip. So daarbo sien jy nou 'n voorbeeld van diskrete data. Deurlopende of kontinue data, wat is dit? Daar het hy nou vir jou ingevlieg. Dis soos 'n lyn. Deurlopende data word met positiewe reële getalle verteenwoordig. Die data word gemeet, byvoorbeeld die lengte van 'n swembad, die tyd wat dit neem om 100 meter te hardloop. Deurlopende data word deur middel van 'n reguit lyn op 'n grafiek verteenwoordig. Jy moet ook weet wat is 'n stygende of 'n dalende funksie. Nou 'n stygende funksie, en daar vlieg een nou vir jou in, wat is dit? Ons sê, as die Y-waardes styg wanneer die X-waardes styg, dan praat ons van 'n stygende funksie. 'n dalende funksie, en daar vlieg hy in, daar kan jy nou sien, as die Y-waardes daal, maar die X-waardes styg, dan het ons 'n dalende funksie. Hier het ek nou vir jou 'n voorbeeld. Al wat ek vra is, beskryf die volgende funksies. Nou kom ons kyk na die eerste prentjie. Wat jy daar sien, is dit is 'n kontinue of 'n deurlopende funksie. Hy is stygend, want soos wat die Y-waardes styg, styg die X-waardes ook. En dit is 'n lineêre funksie. Hoekom? Want jy kan sien dis 'n reguit lyn. Nommer 2, die nuwe terminologie wat ons nou geleer ken het. Daar sien jy 5 diskrete punte. Ons grafiek is dalend en jy kan sien dis 'n nie-lineêre funksie. Derde prentjie daar is daardie is 'n kontinue of 'n deurlopende grafiek. Hy is stygend, want soos wat die Y-waardes styg, styg die X-waardes ook. En dit is 'n nie-lineêre kromme. Soos wat ek vir jou gesê het, was hierdie video nou slegs 'n inleiding tot grafieke en 'n reguit lyn. In die volgende video gaan ons nou die eintlike werk bespreek. Daar praat ons oor horisontale en vertikale lyne en 'n baie spesifieke lyn, die lyn Y is gelyk aan X. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.